Ek dink in die lig van alles wat vooraf gesê is, is dit nogal heel besonders om te kan weet, die kosmiese heerser is jou Vader, ter wille van Christus. Die Vader van Christus is ook jou Vader. Goeiedag en baie welkom aan al ons luisteraars, aan al ons kykers, hier by nog 'n episode van Om die Woord. Hier saam met my is Teens de Bruin en Frikkie Duisel. Welkom julle. Ons is tans besig met die tweede deel van die katekismus, die gedeelte wat gaan oor die kennis van ons verlossing in die Here Jesus Christus. En dan die inhoud van hierdie tweede gedeelte in die katekismus is dan die 12 artikels, dit wat ons dan nou baie maal elke Sondag saam as kerk bely. En ons leer deur die katekismus dat die 12 artikels is dan ook ingedeel volgens die werk en die verhouding van die drie eenheid. Ons begin by die Vader, dit gaan oor na Here Jesus Christus toe en dan gaan dit daarna oor aan die Heilige Gees se werk. En dan nou by vandag se episode, hier gaan ons dan nou spesifiek kyk na die begin van die werk van ons Vader, van ons Vader, dit wat ons dan ook elke Sondag saam bely. Ek gaan dan, voordat ons begin met die gesprek, dan net saam lees uit die katekismus. Ons is by Sondag 9, by vraag en antwoord 26. Wat glo jy met hierdie woorde? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En dan is die antwoord, dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde, met alles wat daarin is, uit niks geskape het, wat ook deur sy ewige raad en voorsienigheid dit nog onderhou en regeer, ter wille van sy Seun Christus my God en my Vader is, op wie ek so vertrou, dat ek nie twyfel nie, of hy sal my met alles wat nodig is vir liggaam en siel versorg, en ook al die kwaad wat hy oor my in hierdie jammerdal beskik, my ten beste bestuur, omdat hy dit dan kan doen as 'n almagtige God, en ook wil doen as 'n getroue Vader. Dit is dan nou die hele Sondag 9 en dit is ons vraag en antwoord 26. Nou, ek gaan sommer so begin, Teens en Frikkie, deur te vra, hier wat ons in die eerste gedeelte lees, dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskape het. Wat beteken dit, dat God die ewige Vader van ons Here Jesus Christus is, en waarom begin ons geloof dan nou juist met hierdie stelling? Teens gaan gerus voort, skies, ons nou is gelyk, ja. Ja, ek dink, ons as 'n mens in die evangelies kyk, waar Jesus Christus praat, veral in die evangelie van Johannes, dan is dit baie mooi om te sien, hy sê, hy doen die wil van sy Vader, wat in die hemele is. Uiteindelik sien ons, Jesus kom openbaar die Vader aan ons. So as daar staan dat dit sy Vader is, dan sê dit maar dit is hom wie Jesus kom openbaar, net sodat ons as het ware in sy hart kan inkyk om leer ken vir wie hy is. So die belydenis identifiseer hom so vanuit die evangelies. Ja, dit is ook net bietjie aan te hak daarby Teens, mooi om raap te sien dat in die drie eenheid is God nog altyd in ewigheid in verhouding. Die Vader, Seun en Heilige Gees lewe is ewig en is ewig in verhouding. En dit beteken dat toe God ons geskep het om met hom in verhouding te wees, was dit nie omdat hy alleen was nie, maar hy was reeds in verhouding ewigheid. En hy het ons geskep alleen uit sy wil uit. Ja, ek dink dit is reg mooi wat julle albei sê, daardie klem wat hierop gelê word, net dat die
die vaderskap en die seunskap is al van ewigheid af die verhouding teenwoordig. Dit is nie iets wat wat op 'n punt begin het nie, maar dit is van ewigheid af daar. Nou, ek sien hier wat ek nou, ek dink wat nou mens volgende na kan oorstaan is dan nou spesifiek dat nadat daar gepraat word van die Vader wat ewig is, die ewige Vader van die Here Jesus Christus is, wat hemel en aarde gemaak het en alles wat daarin is, sê hy het dit uit niks uitgemaak. Nou, ek dink ek sal dan hier sommer net voortaan om te sê dat hier het jy nou eintlik 'n inleiding tot die Here se eienaarsreg of die besitreg oor die ganse skepping. Dit wat mense in Psalm 24 kry, dat die aarde en alles daarin is die Here se. Maar hiermee kan die uit niks, dink ek, kan dit vir baie verwarrend wees. Met Genesis 1, ek dink ons maar die eenvoudig die geskiedenis skryf van die skepping van hemel en aarde dat die Here gespreek het. Die Here het gespreek dat dit so moet wees en dit was toe so. En daarom dat hier uit niks uit is eintlik net om te beklemtoon dat die Here het nie bepaalde materiale of bepaalde gereedskap of bepaalde toestemmingsbels nodig of ander kragte nodig gehad toe hy hemel en aarde gemaak het, en dit is eenvoudig net dat hy het gespreek en daarom het hy niks nodig gehad nie. Nie dat hulle sê hy het uit niks uit geskaap. Ek weet nie of julle hierby wil aanhaak nie. Ekskuus Alistair, jou eerste vraag wat jy vir ons gevra het, ek weet nie of ons hom klaar geantwoord het nie. Jy het gevra waarom begin die 12 artikels nou juist daarmee? Waarom begin dit juist daarmee dat hy met die werk van die Vader? En ek dink dit is, as ek moet probeer 'n antwoord op daai vraag gee. Ekskuus, ons het baie gepraat oor wat beteken dit dat die Vader die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, maar jy het gevra kom begin die 12 artikels dan nou daarmee. En ek dink is want in hierdie verhouding, hierdie ewige verhouding, neem die Vader die leiding. So daar is nog altyd in die drie eenheid hierdie hiërargie. In die sin dat die Seun is gehoorsaam aan die Vader en die Heilige Gees is gehoorsaam aan die Vader en die Seun en gaan vanuit die Vader en die Seun uit. En ek dink dit verander baie van hoe ons as mense gedurig die wêreld sien. Ons sien hiërargie altyd as 'n slegte ding en ons sien die wat gehoorsaam is aan die ander as minderwaardig, maar tog sien ons dat al drie die persone in die drie eenheid is ewig, al drie is God, en ons begin by die Vader, want die Vader is die een wat die leiding neem. Ek wou net dit klaar antwoord, jammer daaroor. Maar nou om aan te sluit by jy wat gesê het dat die Vader het alles uit niks uitgeskep nie. Uitgeskep. Ek dink dit word pertinent genoem om ons te herinner dat ons is in die beeld van God geskep. Ja, in daardie sin kan die mens ook skep. Dis deel van wat dit beteken om in die beeld van God te wees. Ons as mens kan dinge bou, maar ons is beperk in ons bouwerk. Ons is beperk in ons vermoë om te skep. Ons moet altyd skep uit iets anders uit. Ons is volkome afhanklik van God wat vir ons die materiale gee om dinge uit te skep. As jy 'n houttafel wil bou, het jy hout nodig. So ons is beperk, ons is afhanklik. Maar God is nie beperk of afhanklik nie. Ek sluit eintlik daar aan wat jy gesê het. Hy skep uit niks uit. Hy het nie eers toestemming nodig nie. Wanneer hy skep, is dit uit sy almag uit. En dit gaan eintlik ons verstand, ons beperkte afhanklike verstande te bowe, hoe daar uit niks uit geskep kan word. Ja, as ek dalk net dit wat jy ook net by die vorige vraag aangehaak het, jy weet die verduidelikheid sien mense ook dan nou veral in die gebed van ons Here Jesus Christus in Johannes 17. Veral nou daar wat hy vir ons wys, maar hy het 'n bepaalde werk en opdrag gekry vanaf die Vader en hy dit kom doen, hy dit kom voltooi. Met sien daar die leidende opdraggewende rol van die Vader dan nou in daardie opsig, dis weer verduidelik. Dit, ek weet nie of jy dalk nog iets wil sê oor die skepping nie. Ja, ek dink al wat 'n mens kan sê oor die uit niks is dis nie 'n streng dink ek kategoriese
aanspraak wat gemaak word en om te sê God het uit niks uit geskep nie. Dit sê inderdaad soos Frikkie gesê het meer oor ons beperkte verstaan van wat hy geskep het as wat dit sy skepingsdaad self. So niks kan nie iets wees waarmee jy skep nie. En dis ook nie die bedoeling van die belydenis nie. Ja. Ja, en dan sit net nou ook nie met 'n enkelike inleiding tot die almagtigheid van die Here, dat die beginpunt by hom lê en die bestaan en die instandhouding van die Here, van die ganse skepping, die almagtigheid van die Here. Maar nou as 'n mens toe van die almag van die Here oor sy skepping kyk en veral dan ten opsigte van die skepping dan nou voortgaan na dit wat ons vandag in die skepping beleef, dat daar bepaalde orde is, nee, daar is struktuur en daar is seisoene wat heen en weer gaan, daar is dag en nag, daar is weke wat op mekaar volg, nee, so daar's 'n heerskappy of 'n regering wat uitgevoer word, dat ons dan ook baie keer noem die voorsienigheid van die Here. Wat beteken dit dat ons dan nou sê dat die Here dan nou nog steeds sy skepping regeer deur sy voorsienigheid? Teens, ekskuus man, ek gaan weer begin, maar ek sou met die volgende een weer gee om eers te praat. Maar ek het nogal hieraan gedink. Daar is baie mense wat ongelukkig val in 'n geloof van deïsme. Ek gaan nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Met deïsme sê jy glo daar's 'n God en jy sal dalk so ver gaan om te sê jy glo hy het geskep dalk, maar jy dit nie regtig hy's betrokke by hierdie wêreld, by sy skepping nie. Klassiek word dit uitgebeeld met die beeld van hy het die horlosie opgewen en nou laat hy hom loop. Ja, maar baie mense, hulle sal dit nie vir jou sê nie, maar die manier hoe hulle lewe, die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle voortgaan, getuig daarvan. Hulle het nie 'n werklike besef of verstaan van God is hier, hy is besig om alles te onderhou, hy hou alles in sy hand en hy voorsien alles in sy voorsienigheid nie. Ek dink dis deel van wat Jakob ervaar het toe hy in sy droom die leer of die trappe na die hemel toe by die engele wat op en af gegaan het, wat hy daar vir die eerste keer werklik ervaar het. Hy het groot geword in 'n huis waar jy mens kan aflei dat hy die Here leer ken daar. Maar hy het nie gedink die Here het werklik fek op hierdie lewe en op hierdie wêreld. Maar toe sien hy in die droom die engele wat op en af gaan het. Toe moes hy besef die Here is hier betrokke, hy werk hier. So ek dink God wat steeds die skepping onderhou, Alistair soos hy gesê het, die dag en die nag, die seisoene, al die natuurwette, hy is hier, hy onderhou dit alles, hy is daarbey betrokke. So die skepping eindig nie net by die opwen van die horlosie nie. Dit speel al die pad deur tot God wat die horlosie nou nog laat loop. As ek daai beeld kan verder vat, ja. Ja, ek dink dat baie twee mooi woorde wat hier gebruik word is regeer en onderhou. Dit sê nie presies dieselfde ding nie. Regeer is God wat oor die skepping sy gesag uitoefen en wat beheer het daaroor. En die onderhou het 'n mooi element van versorging in. Nee, God wat heers oor die skepping, wat beheer uitoefen en wat sorg dat dit kan aangaan. Hy onderhou dit. Dit dink ek dit plaas ons nogal 'n bietjie in konflik met 'n manier van dink wat daar dalk vandag baie sterk is, dat dit die mens is, die skepping is in die hande van die mens, nee, en dis wat bepaal hoe lank die aarde nog hoe lank ons nog versorg gaan kan word uit die aarde uit.
En ons stel dit anders en sê nee wel, as ons sê God onderhou dit, dan beteken dit hy gaan dit onderhou vir presies so lank as wat hy wil. En dit hef nie ons verantwoordelikheid om om die skepping te versorg op nie. Maar dit is nie in die eerste plek iets wat van ons afhanklik is nie, hoe lank daar 'n aarde gaan wees en ja, hoeveel jare die aarde nog oor het nie. Ja. Ja. Ek dink wat nogal 'n groot voorreg is wat wat enige luisteraar het, enige gelowige in ons Here, is dat nee, daar is by ons hierdie geweldige groot troos in die waarheid van hierdie belydenis, en die belydenis wat vir ons so mooi wys, dat die Here deur sy voorsienigheid die skepping onderhou en regeer, en dan word daarop verder uitgebrei. So is 'n geweldige groot troos in hierdie troosboek vir die kerke. En dan nog meer as dit, is dit veral vir ons 'n troon, omdat ons weet dat daar's by ons 'n noue verhouding tot die Vader ter wille van ons Here Jesus Christus, dat hy ook ons Vader is. Ons 'n noue verhouding as enige ander skepsel wat nie in die Here glo nie, wat ook so die regering en die onderhouding van die Here se skepping geniet. Hulle wat dit ook geniet, maar daar's by ons 'n noue verhouding, en nie dat ons weet ons mag ons Vader ken, ons mag hom ken in Christus, dat ter wille van Christus is hy ons Vader, en dat daar nog meer is wat ons geniet uit die Here se onderhouding en die Here se regering. En hierdie geloof in God die Vader res ons dan nou toe om dan nou vertroue te hê. Maar wil ek julle dan net bietjie vra of julle hieroor gedagtes het oor die Here wat ook ons Vader geword het in Christus, die Here op wie ons mag vertrou selfs in moeilike tye. Ja, ek dink in die lig van alles wat vooraf gesê is, is dit nogal heel besonder om te kan weet, die kosmiese heerser is jou Vader, ter wille van Christus. Die Vader van Christus is ook jou Vader. Daai gemeenskap wat die drie-eenheid, wat die goddelike drie-eenheid in homself het, is iets waarin ons deel kry. En dan is die dinge wat met ons gebeur nie maar net 'n horlosie wat afloop, wat gestel is om af te loop, dis dinge wat met 'n doel met ons gebeur. Ja, Vader wil ons iets daardeur leer en wys en ons daardeur opbou, en hy is by magte om selfs die kwaad tot ons beswil te beskik. In Romeine 8 vers 8 hoor ons dit, hy beskik selfs die slegte dinge wat met ons gebeur, dat dit vir ons goed is. En dan is ons meer as oorwinnaars. Die wonderlike waar ons dit juist sien is vir Jesus Christus, die Seun van God, aan die kruis doodgaan. En daai enkele gebeurtenis het vir ons die alleroorvloedigste gevolge, goeie gevolge, dat ons skuld voor die Here uitgedelg is, dat ons ou natuur daar saam met Christus gekruisig is. Dis 'n ding wat niemand sou na die kruis kyk en dink dis nou 'n goeie ding wat hier gebeur, en dit wat dat die owerhede vir Jesus gekruisig het, maar die Here het dit so beskik, dat dit vir ons tot verlossing is. Ja, jy sê jy het hierdie baie mooi lyn in die belydenis hier in Sondag 9, die begin van die Vader die Almagtige, en dan hierdie verdieping in Christus en hoe persoonlik dit vir ons is. En dan leer ons dat die Here hy doen dit as almagtige God en as getroue Vader. Nee, dit is hoekom die almag van die Here vir ons so belangrik is, en dat hy ter wille van Christus ons Vader geword het. Hy beskik hierdie sleg tot ons beswil as almagtige God en as getroue Vader. So dit is werklik mooi. Frikkie, ekskuus. Ja, dit is ek gaan net presies daar by jou aanhak.
hy doen dit as almagtige God en getroue Vader, maar dit is vir my altyd so mooi die spesifieke 2 ander woorde wat daarop volg, omdat hy dit as almagtige God kan doen en ook omdat hy dit as getroue Vader wil doen. Nee, dit is hy kan en hy wil. Dit is hy soos wat Teens gesê het, die kosmiese regerder van die heelal kan natuurlik doen wat hy wil doen. Maar hy laat alles tot my beswil, hy beskik alles tot my beswil, omdat hy dit wil doen, omdat hy my Vader is, terwille Christus, terwille van Christus wat my sy kind gemaak het. Dit is so besonder mooi. En dan om verder uit die katekismes uit aan te haal, daarom kan ons vertroue hê en vrede hê en rus hê in alle omstandighede, en dan kan ons in die teëspoed geduldig en in die voorspoed dankbaar wees, want alles is in die Vader se hand, en dan kan niks jou regtig skud. Al die dinge van hierdie wêreld is maar net is nie toevallig nie, dis alles deel van 'n groot goeie plan. Ja. Ja, so ek dink so half 'n paar gedagtes ten slotte, dat 'n mens hierin moet sien, daardie gedeelte wat Teens ook aangehaal het uit Romeine, as daar gepraat word oor dat hy dit ten beste bestuur, die ene alles sleg wat oor my kom, dat hy dit ten beste bestuur, met ons verstaan dat daai die beste is nie volgens ons maatstaf nie, dis hoegenaamd nie volgens ons maatstaf nie. Ons kan regtig in baie keer in moeilike tye, in swaar tye van verdrukking, tye van lyding selfs, tye van geweldige hartseer en trane, kan ons nie insien en verstaan of in daardie oomblik begryp wat hier aangaan of hoe daar iets goed uit kan kom nie, maar na die Here se wil, na dit wat hy weet die beste is vir ons, daarvolgens bestuur hy sake in die lewe van sy kinders. So ek dink weet jy wel by julle gedagtes is oor spesifiek en hoe gelowig is dan hy veral in tye van geweldige druk en moeilikheid, hoe hulle dan nou aan hierdie troos kan vashou sonder om ek dink soos Spreuke sê die Here wil te vervloek vir dat ons dink hy is afwesig. Ja, dit is seker een van die moeilikste take wat 'n mens het, in die bediening om te doen wat jy nou gesê het ons moet doen. Want daar gebeur regtig baie slegte dinge met gelowiges en 'n mens kry die presiese vraag nogal baie. Ek dink iets wat vir myself altyd nogal troos gee is as 'n mens sê maar goed, kom ons nou net vir 'n oomblik op fokus op hierdie situasie nou en wonder nie wat gaan die Here daarmee doen nie, want jy weet nie. Kom ons kyk wat het die Here van tevore vir my ten goeie laat meewerk, en ek dink dit daaruit kan 'n mens gewoonlik 'n geweldige troos put as jy hulle pad geloop het met die Here, as jy vir 'n oomblik begin besef maar wat moes alles in plek wees vir my om hierdie persoon wat ek dalk nou verloor het, so te kon lief hê soos wat ek hom of haar gehad het. Dan sit dit die goeders ook altyd dink ek 'n bietjie in ander perspektief. Ja, dit is so. Ja, nee, ek dink die Bybel steek weg dat 'n mens kan verskriklik emosioneel word oor die sleg van die lewe en van die wêreld nie. Mens kan maar dink aan alles wat met Job gebeur het en die groot worstelinge wat hy met die Here gehad het. Maar waarmee ek nou meer onlangs besig is ook in die profeet van Habakuk. Waar Habakuk verskriklik worstel met die Here oor die sonde van die volk en dan oor die Here wat aan hom openbaar en sê ek gaan die volk straf deur die slegte volk van die Galdeërs te gebruik. Maar Habakuk wat op die einde rus en vrede vind in wie die Here is, daaraan vashou dat hulle gaan dat die wat sal bly lewe gaan van hulle geloof lewe. En dan Habakuk wat afsluit met al sou die vyeboom nie bot nie en die wingerd sonder druiwe staan,
nog sal ek juig en bly wees in die Here. So mens, ek stem heeltemal saam met wat Teens gesê het. Jy vind troos in wat die Here vir jou gedoen het, vroeër in jou lewe, want hy gaan dit aanhou doen, maar jy kan ook troos vind in eenvoudig in wie die Here is, in beide daai dinge, wie hy is en wat hy doen. Dis hoekom ons hom loof, soos Psalm 150 sê, maar dis ook waarin ons troos vind. Ons sien wie hy is en wat hy gedoen het. So, ja. Nee, Teens, Frikkie, baie dankie julle. Dankie aan al ons luisteraars, almal wat ingeskakel het, tot ons volgende keer weer by mekaar kom. Totsiens.